Ek wil vandag vir ons graag bedien, ons gaan 'n bietjie in die Ou Testament wees vandag, oor die persoonlike naam van God. Daar is baie plekke in die Bybel waar daar baie name gegee word aan God, en dit word verbind aan die woord Jehovah of Jehovah. En nou van die bekendstes is Jehovah Jireh, wat beteken my provider. En ons kry hierdie keer waar hy eintlik opdaag is, waar Abraham sy seun moes offer, Isak. En hy sê, God sal voorsien, en daar kry God toe die naam Jehovah Jireh. God is my voorsiener. En dit is eintlik 'n groot ding om te dink, hier is ek in 'n moeilike situasie, ek weet nie wat gaan gebeur nie, en God is my voorsiener. En dan kry jy een van hulle wat sê, Jehovah Shalom, wat beteken God is my vrede. Dit het te doen met Gideon en daai mense in oorlog, dat God bring vrede. En dit is vir ons baie nodig en vir ons baie belangrik om vrede te ontvang. En dan ons byvoorbeeld Jehovah Nissi, wat beteken God is my banier of my oorwinning. Dit het Moses gebruik, toe hy God so toegespreek het, dat God is my oorwinning. Maar wat baie interessant is van al hierdie name, daar is nog Jehovah Rapha, daar is 'n klomp, as jy bietjie wil gaan huiswerk doen, wie van julle wat hulle studie gaan doen, dit is verskriklik lekker om 'n studie te doen oor die name van God. En almal van hulle is, en ek sê dit met groot deur, maar almal van hulle is algemene name. Dis algemeen, God is my voorsiener, God is jou voorsiener, God is ons voorsiener. Amen. Die Here is my herder, die Here is jou herder, die Here is ons herder. Dis algemene name en algemene karaktereienskappe van wie God is. Here is my vrede, hy is jou vrede, hy is ons vrede, Jehovah Shalom. Maar dan is daar 'n naam in die Bybel wat 'n persoonlike naam is, wat iemand na 'n persoonlike interaksie met God 'n persoonlike naam vir God gegee het. En dis heeltemal 'n ander naam. Dit is nie verbind aan die woord Jehovah en ek wil vandag bietjie daai uitpak en hoekom dit so belangrik is en wat hier gebeur het. Maar ek wil eers begin met 'n persoonlike belydenis. Toe ek 8 jaar oud was, het ek my eerste skaamte ervaring gehad met sonde. Die eerste keer, ek weet nie wie van julle kan het, ek kan nie eens onthou wat gebeur het nie. Maar ek onthou hoe skaam ek was as gevolg van wat ek gedoen het. En ek het ook in my, al was ek nog nie ten volle oorgegee en my hart na God toe gedraai het, ek het God bewustheid gehad in my. En ek het geweet dat wat ek nou gedoen het, was verkeerd. En ek onthou hoe die gewig van dit op my skouers kom lê het. Ons het nog op Pietermaritzburg gebly, so ek sê ek was 8 jaar oud, het was warm, het was bedompig, ek het 'n dresie aangehad en 'n kortbroek, en ek onthou, ek het met my 8-jarige kop so teen die muur gelê, en ek het na die Here geroep, en ek het gesê in die eenvoud van my hart en in die gewig van daai skaamte, Here, ek is jammer, en ek het dit bedoel, ek het dit regtig bedoel, want ek was regtig jammer, en ek het gesê, Here, ek sal dit nooit weer doen nie. En ek het dit ook bedoel, ek was ook ernstig in dit. Maar tog ons moet eerlik wees oor ons menslike kondisie, hoe lank dink julle daai belydenis bygehou? Jare? Maande? Weke? Dae? Ure? Dit het nie lang gehou. Maar ons iets in die menslike kondisie, alles daar 'n kant van ons wat ernstig wil wees met die Here. Is daar 'n kant wat ons ook moet erken, partykeer nog bietjie vals is. Partykeer dink ons kan goed wegsteek voor die Here, maar tog. En dis waar hierdie storie gaan. En die realiteit van my wêreld was, dit het my ure gehou. Want in ons eie wandel met die Here, as jy vir 'n uur moet vra, my persoonlike wandel met die Here, as ek met die Here interaksie het, is ek elke keer ernstig. Want dan is daar nog steeds daarna goed, as ek daar opstaan, na my erns, wat ek sê wat ek nie moet sê nie, wat ek dink wat ek nie moet dink nie, wat ek doen wat ek nie moet doen nie. In ons menslike kondisie. Maar die mooi van hierdie persoonlike naam is, wat aan God toegeskryf word, is die wonder van God se genade, wanneer hy na ons kyk in ons menslike kondisie. Nou die wortel van hierdie naam, wat eintlik voorheen al genoem is, kry ons in Psalm 22. Waar Jesus na verwys, toe hy uitgeroep het, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat, waarom is ek nou alleen, en as jy daai bietjie gaan uitpak, is waarom draai U rug op my en kyk nie meer vir my? Dit is eintlik wat dit beteken. Een van die swaarste goed wat met 'n mens kan gebeur, is as iemand anders jou ignoreer.
Dis een ding om iemand sleg te sê of af te maak of te kleineer, maar wanneer iemand jou begin ignoreer asof jy nie lewe bestaan nie, dis 'n verskrikking. En Jesus se ervaring aan die kruis is hier hang hy, en hy roep dit uit, van die hart van met hom, wat met hom gebeur is, sodat dit nooit ooit met die gelowige sal gebeur. Hy aanvaar daai dat God ten volle sien, die ten volle werk van ongeregtigheid van die mens word om hom uitgestort, dat God homself wegdraai van dit af. Dis so sleg vir God om te aanskou, hy draai hom weg. En Jesus roep uit, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Ek is alleen, ek is stop siel alleen. En die genade daarvan, daai werk van die kruis, wat deel is van die genade van God is sodat jy en ek nooit daar hoef te wees nie. Sodat jy en ek dit nooit hoef te beleef nie. Sodat jy en ek dit nooit ons realiteit sal wees nie. Ten spyte van die onder die oppervlak dinge wat baie mense nie sien en weet van ons nie. Draai God nie sy gesig weg nie, en ek gaan dit vir ons lees. Ek gaan begin in 'n paar psalms, en dan gaan ons bietjie in die Nuwe Testament, dan gaan ons kyk na hierdie stuk toe. Psalm 139 sê die volgende, vers 1 en 2, ek gaan een of twee vertalings van lees, hy sê die volgende, hy sê, vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. En as jy verder is, dan sê as ek op reis gaan, U bepaal dat ek paai sê en dan sê daar's nêrens wat ek eers nie teenwoordig af gaan vlug nie. Gaan lees 'n bietjie daai persoonlik, daai psalm. Maar Dawid kom skryf en hy kom erken God se posisie en hoe God na hom kyk. En hy sê, Here, U sien dwars deur my. Nou die van julle wat kinders het, partykeer sien jy dwars deur jou eie kinders. Ja. Hulle het groot stories, of hulle sal lang dinge doen, en sê, hoorie, ek het al my eie kinders, die kinders, ek is in die nag gebore. Maar dit was die laaste dag nie. Nee, ek sien nou dwars deur jou. Daar's iets in daai volwassenheid, sê ek, hoorie, jy kan nou voorgee soos dit wil. En dan partykeer as dit nou, toe hulle nou kleiner was, het hulle mekaar nog ons geboks. Ek weet, dit is net my kinders, ek weet julle kinders. Ja, net vir mekaar maar ons wel uit te deel. Maar my kinders het mekaar so nog geboks. En dan wat sal gebeur? Dan sal die een net snaaks kyk vir die ander en dan swat hulle op die grond neer. Hou die arm vas, hou die enkel vas. O nee, hy het aan my geslaan. En dan sê ek sien nou dwars deur jou. Jy sit nou aan. Jy moet nou jy boetie met die moeilikheid kom. Ek sien dwars deur jou. En dan sekere goed in die konteks van ouerskap wat jou kinders nie vir jou kan by wegsteek. Want jy's groter as dit, jy kan dit sien. En Dawid kom erken in sy eie mens wees. Ek kan 'n klomp dinge voorgee. Ek kan die regte dinge kerk toe aantrek. Ek kan die regte bykap op hê, maar Here, U sien dwars deur my. Hierdie idee kry ons later in vandag wat ons vandag vasmaak, die vele wat in die mediese wêreld is, kry ons vandag met ekstrale. Dis wat dit beteken. My lewe is soos 'n massiewe ekstraal voor U. U sien alles van my. U sien selfs die goed wat ek self nie kan sien. U sien dit. U sien self die onderliggende goed. Hier kom Renier en hy staan met sy koppie as 8-jarige teen daai muur. Here, ek is so jammer, ek sal dit nooit weer doen nie. Hy sien deur. Maar daar's 'n belofte in dit. Daar's 'n belofte in dit. Ander vertaling sê, vir die musiekleier Psalm van Dawid, Here, U deurgrond en U ken my. U ken my. U ken my sit en my opstaan en verstaan my gedagtes van ver af. U ken my. Die grootheid van God se genade kerk is dat besef jy die volle gewig daarvan, dat God jou totaal en al ken. Nou dit vul die mens met baie genade,
En ook baie vrees, die van julle wat nou na die reeks was, die genade van die Here trek ons en die vrees van die Here hou ons. Maar dit vul ons met baie sê, ken hy regtig alles van my? Hy doen. Sien hy regtig die diepstes van jou diepstes? Hy doen. Want kyk, ons almal, as ons maar kan eerlik wees, ons het sulke sirkels in ons lewe, né? Jy het vriende wat jou net sien met jou skoene aan. Okay. Hulle sien jou net met jou skoene aan. Hulle is vriende, maar hulle is nie sulke vriende nie. Dan is al vriende, hulle sien jou met jou skoene af. Op 'n kampstoel, langs die vuur. Nie daai vriende, sê maar dis 'n ander tipe vriend. Dan is al ander vriende, julle sien mekaar in die kombuis, want almal weet dat die lekkerste plek om te kuier is in die kombuis. Die formeelste plek om te kuier is in die voorhuis. Okay, maar die lekkerste plek om te kuier is in die kombuis, maar nie alle vriende kom in die kombuis nie. En nie is in daai vlakke van vriende, wat net gedeeltes van jou maar sien nie. Party sien bietjie meer, party sien bietjie meer, party bietjie meer, weer al bietjie meer van jou pyn, party sien dalk meer jou teleurstelling, bietjie meer en meer, maar daar's een wat op die einde van daai skaal staan. En dis God self. En Dawid kom skryf en sê, U ken my ten volle. U sien reg deur my. En elke keer as ek hierdie stuk vir 'n uur lees, dan is my eerste reaksie, o heerlikheid. Regtig, Here? Renier, regtig. Jesus sê ekstraal voor my. Dawid pak dit later uit as jy dit gaan lees. Hy sê daar's niks wat ek kan doen wat die Here nie gaan weet gaan sien of selfs. Hy sê alhoewel ek van hom afvlug, as ek daar uitkom dan wag hy al klaar vir my. Dis hoe dit is. U ken my. U ken my deur en deur. Daai selfs Psalm 139 vers 23 en 24 maak klaar met hierdie woord. Hy sê: "Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg." So Dawid kom en hy kom skryf en hy sê: "Here, U ken my deur en deur. U sien alles. U ken my opstaan, U ken my gaan sit, U ken my planne, U ken my gedagtes, U ken my valsheid, U ken alles van my, U ken dit alles." Hy sê: "Maar deursoek daai goed wat U van my ken. En as een van hierdie goed wat U in my ken, wat U van my raak sien, my gaan lei op 'n pad van smart, asseblief tree op. Tree op. Lei my op die pad wat na ewige lewe lei. U ken my, U sien my. U weet hoe ek gaan reageer in sulke situasies. U weet wat Renier gaan doen as hy wit waantjies met 12 mense voor hom gaan indraai. U weet. U ken my deur en deur. Laat my laat by die huis ry, of vroeg. Stuur my op 'n alternatiewe pad. Laat die GPS sê, daar's 'n padblokkade. Lei my op die pad van ewige lewe. Want U ken my. U sien, U hoor. Lei my om hierdie realiteit. Hebreërs 4 vers 13 sê die volgende: "En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie." Geen skepsel. Maar alles, hy gebruik hy sterk verduideliking, maar alles is openbloot voor die oë van hom wat weet met wie ons te doen het. Maar alles is openbloot voor die oë van die Here. So met dit as 'n inleiding, wil ek ons nou vat na Genesis toe. In Genesis, julle ken die storie en ek wil net so 'n bietjie weer inkleer as julle dalk 'n bietjie van dit vergeet het. Was daar 'n man met die naam van Abraham en Sarai, die 'n belofte gekry het dat hulle gaan kinders hê en hulle nageslag gaan wees soos die sand van die see en soos die sterre in die lug. Maar die Bybel sê vir ons, hulle was oud. Hulle was oud. En hulle kon nie kinders hê nie. Maar Sara het 'n slavin gehad, Hagar. Wat toe sy gesê het, okay, maar dalk het die Here dit bedoel. En Hagar raak toe swanger en sy word weggejaag deur Sara, want Sara raak toe nou jaloers. Sy is nou met kind. En ons stel die storie op in Genesis 16 waar Hagar haarself in die woestyn vind en sy is eintlik maar op haar einde. En die Bybel sê die engel van die Here het na haar toe gekom en haar kom besoek en haar kom bedien en haar aangeraak. Sy kom van Egipte af, hierdie Egiptiese slaaf. En die Here raak haar aan. Iemand wat eintlik totaal in die Engelse woord insignificant is. Onbelangrik.
Slawe was laer as niks, dit was onbelangrik. Maar hierdie vrou, iets gebeur. En dit het ons ook gelees in Psalm 139 en Hebreërs 4, God sien haar. Hy sien haar. Sy bevind haarself in 'n woestyn, met groot smarte, onseker wat sy gaan doen. Sy is swanger, sy weet nie wat sy kan doen om nou te draai nie, sy is in groot moeilikheid, sy is weggejaag, sy is 'n slaaf, sy het nie 'n huis nie, sy het nie 'n familie nie, sy kan nie terugkom by haar huis nie, sy gaan teen in die woestyn doodgaan. En hier kom 'n engel, en 'n engel kom besoek, 'n engel van die Here. Nou 'n engel van die Here, as jy dit bietjie gaan so, dit is 'n senior engel, dis of 'n aardsengel, of dis Jesus self. Die van julle wat nog bietjie die skrif bestudeer het, dis of 'n aardsengel, of is Jesus self. Ek wil praat van die engel van die Here. So hier is 'n groot afspraak wat hy met hierdie vrou het. En nie net kom bedien hy aan, kom kyk jy na haar nie. Hy maak ook aan haar 'n belofte, wat God self vir haar gaan doen. Hy bring haar deur die tyd van onsekerheid, van smart, van pyn, waar God eintlik alles sien. En in daai oomblik gebeur iets ongelooflik. Toe noem sy, dis Genesis 16 vers 13. Toe noem sy die naam van die Here, wat met haar gespreek het. U is 'n God wat sien. Sy kom sê, u is 'n God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien, na hom wat my sien. So sy kom sê, nie net het God my gesien nie, maar ek het hom gesien. Ek as 'n slaaf, wat geen reg het tot uitnodiging van sy teenwoordigheid nie. Die engel van die Here kom staan by my, want God het my gesien. En daai woord in die Hebreëus is die woord El Roi. So dit beteken, die woord El Roi. Nou, dit het met die ander lyn van stukke in die Bybel wat praat van Jehovah iets. Dis glad nie in daai lyn nie, want El Roi is 'n persoonlike naam. Dis soos iets wat jy 'n verhouding gee vir iemand vir wie jy lief is. Dis 'n persoonlike naam. Jehovah Jireh of Jireh, God you my provider, dis 'n algemene naam van God. God gaan voorsien, dis wie hy is. Maar hierdie vrou het 'n ander belewenis met die Here. God sien my. Besef ons wat dit beteken, en wanneer Dawid dit skryf, en ek wil hierdie twee nou bymekaar bring, dat God jou sien. Hy sien jou ten volle. En of dit is in die vleuer van jou lewe, of in die woestynseisoen waarvan ons dalk nou bevind, wat ook al jou realiteit is, God sien jou. Nou dit moet baie van julle vol met baie groot hoop. Want hierdie belofte in die Bybel en Dawid wat kom lewe gee en bietjie persoonlikheid gee aan hierdie betekenis van God wat sien, beteken juist dit. Wanneer God sien hy alles. Hy sien nie gedeeltes nie, hy sien alles van jou. Dink gou daaroor. Die mooi, die lelik, die eerlikheid, die valsheid, die egtheid, die goed wat jy eintlik nie bedoel nie. Want jy dink, ek sê dit nou maar. Ek sê dit maar net. Hy sien dit alles. En die belofte van wie hy is. Ek kyk en ek gaan my vrou as 'n voorbeeld gebruik. Dat God haar ten volle sien vir wie sy is. Maar hy draai nie sy gesig weg. Want daai realiteit, dis op Jesus uitgestort. Dis op Jesus uitgestort. Dat Here sien U regtig my seer, ek sien dit alles. Sien U regtig my valsheid, al bedoel ek seker en goed mooi, ek sien dit alles. En ek draai nie vir 'n oomblik my gesig weg van jou af. Hoekom nie? Want ek is 'n Vader wat jou liefhet. Ek is 'n Vader wat sy hart na jou toe gedraai is. Dat nie my hart gaan wegdraai van jou af nie. Want dit het my seun sy lewe gekos. Dit het my seun sy bloed gekos. Dit het my seun gekos om afgesny te wees van my, sodat ek nie hoef my gesig weg te draai van jou nie. Al is dit hoe sleg en lelik en pynvol, ek draai my gesig weg. God draai nie sy gesig weg. Want dit is juist waarvoor hy daar is om genade uit te stort oor ons. Want hy is nie net in die algemeen my voorsiener, of my vrede, of my banier nie, of my genesing, hy is nie net dit. Hy is ook vir Renier Kleinsmid persoonlik, die God wat persoonlik Renier Kleinsmid sien. Hy is dit ook. En dit is 'n groot en 'n genadige realiteit.
Dit is 'n groot en 'n verskriklike belofte in die konteks van dit wat mooi is wanneer die Here na ons kyk en ek sê ek sien jou ten volle. Wie van julle hier, kom jy opsteek van jou hand as jy nou braaf genoeg is, wie van julle hier het al 'n gebed gebid na die Here? Hoopelik was dit al ons almal. Kyk, wie van julle het dit bedoel toe jy dit gebid het? Kyk, wie van julle het al iets bely voor die Here? Ek het 2 arme. Dit het al gedoen. Het dit my gekeer om weer te oortree? Nee. Het dit my gekeer om weer reg goed te sê? Het ek dit bedoel toe ek het gesê het? Ja, ek het dit bedoel. Was ek ernstig? Ek was verskriklik ernstig. Was my hart gebroken? My hart was verseker gebroken. Maar die Here sien alles van my. Hy weet, ergens hier af van die pad, gaan ek weer struikel. Dis hoekom Dawid het op hy sê, Here, sien alles van my asseblief. En as jy iets in my gaan sien, wat gaan maak dat ek in die verderf gaan, verander my rigting asseblief. Sien my. En hier kom hierdie vrou, vir die eerste keer. Ons weet daarna. Sy het geen impak gehad op Israel nie. Sy het geen groot invloed gehad in die geskiedenis. Sy is onbelangrik. Maar sy word belangrik genoeg geag om iets te skuif in die hart van ons as gelowiges. God sien my. Dit was vir haar so groot, sy het 'n put gegrawe en dit genoem. Die plek waar God my sien. Dis die plek, jy kan dit gaan kyk. Dis die plek, sy noem ook waar dit is. Ek weet nie of dit vandag meer bestaan nie, maar die realiteit bestaan nog steeds. God sien my. En dit gaan nie oor hierdie selfversekerde plek of self iets wat jy moet vol om jouself voldaan te maak of self hoogmoedig te moet maak nie. Maar die realiteit van wat ook al my posisie is, waar kan ek myself nou bevind? God sien my. En nie net sien hy my nie. En ek wil elkeen van julle aanmoedig om dit. Nie net sien hy met my, sien hy my. Hy draai nie sy gesig weg. Jy is dalk nou op 'n plek wat jy voel jy is werd om na gekyk te word. Mooi, geniet daai seisoen. Maar jy is dalk van ons hier wat nou voel ek is onwerd om na gekyk te word. God draai nie sy gesig weg. Hy draai nie sy gesig weg. Want hy ken jou. En sy hart vir jou is, en dis wat Dawid skryf, sê, ondersoek hierdie realiteit van my. En as daar iets is op my pad, wat my gaan weg, bring my terug. Bring my terug, dat ek in die ewige pad weer kan stap. Bring my asseblief net terug. 'n vrou, wat in 'n woestyn sit, wat niks het om te bied vir God nie. Niks. Sy is desperaat. Al wêreld tot sy daar gekry, sy ek gaan nou doodgaan nie. Dis my wêreld. Maar God het daar gesien. En daai raak 'n tema in die Bybel. As jy nou dit gaan sien in die Bybel, dit begin 'n tema raak in die Bybel, van mense wat hulle self op plekke bevind, sê maar, God sien. God sien. En nie net sien hy nie, hy draai nie weg nie. Hy draai nie weg, en nie net draai hy nie weg nie, hy steek sy hand uit. Want as die storie verder is, Hagar is terug. Hagar is terug. En haar geslag is vermeerder. Dit wat die engel van die Here haar beloof het gebeur. So net sien hy vir my en jou in die kerk. Dis belangrik dat jy dit moet verstaan. Hy draai nie sy gesig weg nie. So wat dit ook al is vandag wat jy in jou hart van harte dra, wat niemand nog sien of van jou weet nie, die Bybel is baie duidelik. Hy sien dwars deur jou. En ek sê nie hier om enig vir te laat sleg voel. Dis net wat dit is. Jy is so sê ekstra voor hom. Hy sien dwars deur my. Nou, daar's niks wat ek en jy vir hom kan wegsteek wat hy nie alreeds weet nie. Hy weet wat ons gaan sê, nog voor ons dit sê, skryf op Psalm. Hy sê, jy weet dat ek gaan sit nog voordat ek sit, jy weet dit alles. Dis ook my klaar maak en sê, asseblief toets my, weeg my, as daar goed is wat my op pad gaan vat, keer dit asseblief. Ek wil op 'n ewige pad wees, want ons niks wat ek kan wegsteek nie, jy sien dit alles van my. En die mooi van dit is, as jy jouself bevind op 'n plek vandag, van seer, van onsekerheid, van pyn, van teleurstelling, hy draai nie sy gesig weg nie. Inteendeel, hy steek sy hand uit. En ek wil jou nooi vandag, waar jy ook al is, in jou woestyn, of wat ook al jou realiteit is, en is dalk net 1 of 3 of 10, is dalk nie almal nie, ek besef dit, van ons hier is op 'n baie goeie plek met ons verhouding met die Here, maar ons van ons hier wat moet hoor vandag, God steek sy hand uit na jou. En as jy nie vandag wil vat nie, kerk, hy steek môre weer sy hand uit na jou. En hy sê nie môre, hy steek weer sy hand uit na jou toe. Hy steek uit sê, vat net my hand, dat jy kan optel. Want ek sien jou. Ek sien jou ten volle.
Dit gaan in die gewig daarvan wat dit beteken, van ek sien jou ten volle. Dit gaan in jou eie realiteit. As daai kringe vriende, daai wat jy met jou skoene aansien, met jou skoene afsien, jy weet jou in die kombuis, as hulle alles van jou moet weet, sal hulle nog daar wees. Dis waar Jesus is. Dis waar God is. Hy sien alles. Hy sien reg, hy sien alles. En hy draai nie weg nie. Hy is nie bang nie. Dit wat jy kan bring en dit wat jy beleef, hy is nie bang vir dit nie. Hy het al reeds inteendeel daarmee gedeel. Wat ons kan doen is, ons kan dit kom ontvang. Ek steek my hand uit vir jou. Die Here sê, ek steek my hand uit vir jou. Dis wat ek doen, kan ek dit vat? Hierdie vrou, hierdie obskure karakter, wat jy nou so gedink het, dat daar sou meer belangrikheid gewees het as dit Moses was. So dit sê hom, Elia, ouens wat groot manne was in die Bybel. Hier is dit iemand was, niemand het raak gesien. Hulle het baie slawe gehad. Hulle het ook nie eens geweet wie al hulle slawe se name was nie. Sy is een van hulle. Maar sy ergens het sy 'n interaksie met God en sy kry 'n bewuswording wat 'n stuk vastigheid en vrede in haar hart kom neerskryf. God sien my. Dis persoonlik. God sien nie die mensdom nie, want dis waar. God sien nie alles nie, dis ook waar. Maar sy het 'n interaksie met God, dat God sien my. Op 'n planeet. Dink die laaste keer is 8.3 miljard mense, julle moet my maar regmaak, nie wat nou nie. Dis baie mense. En in dit sien God jou. In dit sien God vir my. Hy sien my mooi. Hy sien my lelik. Hy sien die waarheid wat ek dra, hy sien die valsheid wat ek hieronder lê. Hy sien dit alles en hy draai nie sy gesig weg. Besef ons vandag kerk en ek hoop jy snap dit, besef ons vandag wat dit beteken. Hy draai nie sy gesig weg nie. Nie net doen hy dit nie, hy steek sy hand ook uit aan jou. Jy kan dit nie vir my wegsteek nie. Ek sien dwars deur jou. Ek ken dit, ek weet dit van jou. Wat jy kan doen is, jy kan vandag die genade ontvang wat ek oor jou wil uitstort. Dit kan jy vandag ontvang. En dan, dis hoekom Dawid kla maak, as jy deur grond my kyk. Hierdie goed wat hier dwars deur my sien, as daar goed is wat gaan verlei tot die verderf, bring my terug op die regte pad. Bring my terug op die regte pad, Here, asseblief. Moenie laat ek op 'n pad gaan wat U van my ken en my baie pad los nie. Kyk, jy moet vandag besef, en ek is klaar oor 'n paar minute. Jy moet vandag besef, God is 'n persoonlike God. Daar's algemene waarheid wat waarheid, maar die een ding wat ons God wat ons dien so ongelooflik maak, is God is 'n persoonlike God. In ander gelowe, ek weet nie of jy dit besef nie, ander gelowe kan nie kinders wees nie. Boeddha het net volgelinge. Jy kan nie kind wees van Boeddha. Islam het nie kinders nie. In Islam is dit onwettig om kinders aan te neem. Jy het dit geweet. Mag nie kinders aanneem in Islam nie. Want Allah het nie kinders nie. Ons het 'n Vader. Kijk, ons het 'n Vader wat sien. En hy draai nie sy gesig weg. Besef ons vandag. Die belofte van God wat sien en nie sy gesig wegdraai en sy hand na ons uitsteek. Daar's niks, en dit is 'n groot stelling. Daar's niks wat ek en jy kan doen wat kan maak dat God ons minder lief het. Want liefde is nie iets wat hy doen nie. Dis wie hy is. Dis wie hy is. So wanneer dit sy karakter is, wanneer dit sy volle, ek wil nie die woord essence gebruik nie, maar verskoon my, maar dis sy volle wie hy is. Dis nie wat hy doen nie. Ons het liefde vir mekaar wat ons aan en af kan skakel. Die vriende van verhouding was weet hoe dit voel. Dan sê jy nie, dis ek. Ons weet hoe dit voel om lief. God werk nie so nie. Want dis nie wat hy doen nie, dis wie hy is. En wanneer die prentjie aan mekaar sit, dat hy my sien, dat hy my ten volle sien, dat hy nie sy gesig wegdraai nie, en sy hand na my uitsteek, en sy hand na my uitgesteek hou. Here, ek is nie werk nie. Dis waar.
Here, ek is vals. Dis waar ek weet dit. Dis alles waar. Hier is my hand. Here, maak sy in 'n woestyn. Ek weet, hier is my hand. Here, ek verdrink. Dis waar. Hier is my hand. Here, ek het goed gesê en dit nie bedoel nie. Dis waar. Hier is my hand. Here, ek het goed gesê en ek het dit bedoel. Dis waar. Hier is my hand. Ek sien jou. Ek draai nie weg nie. Ek steek my hand in. Want dit is nie wat ek doen nie. Dis wie hy is. Dis wie hy is. Hy het dit juis oor Jesus uitgestort ten volle. So verskriklik en erg soos wat dit is. Sodat ek en jy kan weet, God sien my. Hy dra nie sy gesig weg. Selfs in die kere wat ons voel ons gesigte wegdra, dra hy nie sy gesig weg. So ek sien ten volle alles. Ek sien jou deur en deur. My liefde vir jou verander nie. Dit verander nie. Ek steek my hand uit na jou. Ook die Here wat wel antwoord. Maak reg. En ek wil jou nooi vandag, die wat hier is, die wat luister, die wat op die kanale gaan kyk, God steek sy hand uit na jou. Hy sien en weet klaar alles. Daar's niks wat ons vir hom kan verberg nie. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Hy sien en weet klaar alles. Hy is El Roy, die God wat my sien. Dit raak haar getuienis. Ek het net so te bied nie, ek het net so te bring nie, ek is 'n slaaf. Ek is vasgevang in 'n wêreld van kettinge. Dis haar realiteit. Hy sien my. Hy steek sy hand uit na my. Wat 'n incredible stuk realiteit. En ek wil graag saam met jou bid vandag. Dat dit jou werklikheid sal wees. Dat die rou jy, die een wat aan die laaste kant van daai skaal sit. Daar's mense wat jou sien met skoene aan. Hulle ken 'n weergawe van jou, né? Die wat jou sien sonder skoene, hulle ken 'n weergawe van jou. Die wat in jou kom byskyk, hulle ken 'n weergawe van jou, maar daar's een wat jou ten volle ken. Daar's een wat jou ten volle ken. En die skok daarvan, sê ek as goeie nuus, die skok daarvan is, het jou verskriklik lief. Ek leef dit hoor, die skok daarvan, het jou verskriklik lief. Maar ek is ontwerp, dit is so, het jou lief is my hand. Ek het niks om te bied nie, is reg, is my hand. Ek staan naak voor u, is reg, is my hand. Ek steek my hand uit na jou. En dalk is hier van ons vandag wat moet sê, Here, ek ontvang hierdie hand van genade wat u na my toe uitsteek. Die aanname wat jy kan maak, is 'n goeie aanname. Neem aan, hy weet alreeds. Neem aan, hy sien alreeds wat hy doen, en hy dra nie sy gesig weg nie, en sy liefde vir jou verander nie. Want hy het al sy wraak, kyk, en dit gee ons nie 'n rede tot goed nie, maar hy het al sy wraak al reeds uitgestort door Jesus Christus, sodat ek en jy nou 'n oop pad het na sy troon van genade. Dis reeds gedoen. Dis iets wat nog gaan doen nie, dis reeds gedoen. Sodat ek en jy die hand kan vat wat hy uitsteek. So as jy verdrink vandag, daar's 'n hand wat na toe jou uitgesteek word. As jy in 'n woestyn is, daar's 'n hand wat na jou uitgesteek word, sê vat my hand, ek sal uit hierdie woestyn uitkry. As jy vasgevang is, daar's 'n hand wat na jou uitgesteek is, ek sal jou hier uitkry. Ek draai nie my gesig weg. God kyk die seer, die pyn, die ongemak, hy kyk die vierkantige die oud, skrik hom nie af nie. Hy steek sy hand uit. En hy nooi jou vandag om dit te vat. En ek wil profeties, soos ek my hand hier uitsteek, wil ek dit uitsteek aan elkeen van ons vandag. God steek sy hand uit na elkeen van ons hier vandag. En elkeen van ons wat nie in hierdie gemeente is nie, wat nie in die kerk is nie, selfs nog ongelowig is, hy steek sy hand uit na die mensdom toe, want ek is die God wat sien nie. Sê Hagar, jy sien my, jy hardloop die weg en jy draai nie weg nie, jy sien my ten volle, jy vat my en jy steek jy hand en jy is by hand. En ek wil jou nooi vandag, as al van julle wat nodig het om die hand van die Here te vat, vat dit, gryp dit. Gryp hom. Hy sien, hy draai nie weg. En as jy bid, ons is reg wanneer ons bid. Maar ons weet, daar's nog goed baie keer in ons hart wat nie versteek is, wat nog nie meer gedeel word. Maar Here, ondersoek dit. En bring my terug dat ek in die pad sal stap wat U vir my geroep het. Mag dit jou deel wees. So ek wil jou nooi vandag, met groot oortuiging en groot genade. Laasweek het ek 21 minute gepreek, so ek het besluit, ons gaan 'n bietjie, ons wil net die gemiddelde bietjie afbring.
Maar mag jy vandag opnuut die hand van die Here vat as dit nodig is? Want so verskriklik soos wat ons wêreld baie keer is, en ons persoon is, as ons net moet vat, wat almal van ons in die laaste 24 uur gedink het, nie gesê het of gedoen het, ons kan nie daai, net wat almal van ons in hierdie gebou die laaste 24 uur gedink het, en dit kom op hierdie skerm, dink ek daar sal nie een van ons weet wat werd is nie. Amen. Maar die grootheid van wie God is, hy is alrooi, die God wat my sien, en sy hand na my toe uitgesteek het. Amen. En ek wil jou nooit kerk, vat dit, want ons enigste bron, ons enigste hulp, ons enigste behoud, bly God self, altyd. Amen. Altyd. In Jesus naam. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat U U hand na ons toe uitsteek. Dankie dat U kom en U sien ons deur en deur. Daar is niks wat U nie sien nie. Daar is niks wat U nie ken nie. U deurgrond ons. U sien dwars deur ons. Maar tog steek U U hand uit. Tog draai U nie U gesig van ons al weg nie. Tog kies U om genade aan ons te betoon. Want U is 'n goeie Vader. En ons is kinders in U huis. En Here, mag die wat dit nodig het vanoggend, mag hulle dit vat. Die wat dit nodig het, mag hulle die hand gryp wat nou na hulle uitgesteek word. Want U sien, en U draai nie weg nie. U draai nie weg nie. Mag hulle die genade ontvang wat hulle in die hand kom kry. Mag ons die genade ontvang wat ons uit die hand uit kry. Vandag in Jesus naam. U ken ons deur en deur. En U draai nie weg nie. U stap nie weg nie, U loop nie weg nie. Maar U draai U gesig na ons toe en U steek U hand uit. Dankie Here, dat die wat dit nodig het, dit vandag opnuut kan vat. Tot redding, tot restaurasie en tot herstel, daar waar dit nodig is. In die naam van Jesus die Christus. En almal sê, Amen en Amen. Ontvang die woord van die Here en mag dit in jou hart vasgemaak word. Ek gaan jou vra om te staan en ons gaan mekaar seën en ek wil dan elke lidmaat net nooi om agter te bly vir so 10 minute. Ek weet meeste van ons wat hier sit is lidmate, maar as jy nog net nie kuier, gaan ek jou vra om net vir ons vir 'n oomblik ons net 'n gemeentesaak te hanteer. So ek gaan vra dat as jy 'n kuiergas is, jy is welkom ons jou volgende week sien, maar ek gaan jou vra, steek jou hand uit na my, gemaande uit, steek na jou en ons gaan mekaar sien. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader wat na ons toe uitgesteek is en die teenwoordige krag en die vrede van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly in Jesus naam. Amen.